stem? Amen. Prys die Here. So om eintlik. Amen! Prys die Here. Ja, prys die Here. Sorry, kom jy reg? Prys die Here, dankie. Daar's mense, die Here het 'n amazing woord gegee vir my vanoggend. Ek was baie hartseer en ek was baie bly. Nou kan nie besluit of ek moet hartseer wees of baie bly wees nie, maar die hartseer is waar ons val. En die blydskap is dat God daar antwoord het. Ok, kom ek begin eers met die skrif. Kom ons kyk waar gaan ons eerste. Die Gees van die Here leer ons elke week. Ons hoor dit. Dis 'n amazing woord. Dis 'n awesome woord. Dit bou ons voel lekker. Maar wat gebeur nou? Hierdie week het al die kinders 'n rapporte gekry. Die week voor dit het daar vir almal prysuitdeling gegee. Vanoggend is ook 'n prysuitdeling hier in die kerk. Amen. Weet jy aan wie? Aan die Christene. Hoekom? Want hulle is die beste actors. The best actors. Hoekom? Want dit is ons wat val. Dit is ons wat mismoedig raak. Dit is ons wat voorgee. In die kerk is dit alright. Dit gaan goed met die siel. Ek is opgewonde want die Here het hierdie lyfie gemaak. Want hierso kan ek jive. Maar daar by die huis is dit heeltemal 'n ander prentjie. Daarso, wanneer die benoudheid begin inkom, dan val ons. En weet jy wat? Dit raak hartseer. Hoekom? Want as die benoudheid begin inkom, of daar begin probleme na jou kant toe kom, Deuteronomium, en ek gaan hom baie keer vir jou noem, die res van my lewe, weet hoe lang gaan ek nog lewe nie, maar jy gaan hom baie oor. So begin hom maar nou al leer. Deuteronomium 28, ons like ons Deuteronomium 28, want dit is ons die eerste 14 is waar jy die seëninge van die Here kry. Maar vers 47 sê vir jou, omdat jy die Here jou God die met vreugde en vrolikheid van hart, weens die oorvloed van alles gedien het, is dit 'n vervloeking. Amen. Jou seëninge verander in 'n vervloeking. So wat nou? Omdat jy die Here nie meer met vrolikheid dien nie. Jy is nie meer opgewonde nie. Die Bybel sê, omdat jy die Here jou God nie met vreugde en vrolikheid van hart, wees van alles meer dien, verander jou seëninge in 'n vloek. Dis nie meer opgewonde om die Here te dien. John van Sorkant af my. Jy is nie meer opgewonde om die Here te dien. Maar ons sê, ons dien die Here. Matteus 15 vers 18, 15 vers 8 sê, sê ek loof die Here, ek prys die Here. Maar die harte is ver. En die profeet Jeremia gaan, en hy ras vir die volk. En volgens gaan jy ras kry. As die Here jou God, God is, volg hom na, sê Elia. Dien die Here. En as jou Baal, dit is, volg hom na. So as jou worries, dit is, volg jou worries na. As jy nie die Here wil dien, die volg dit na. As jy wil maak, jy wil die Here dien, volg dit na. Maar Elia sê, as God jou God is,
volg hom. En dit is eintlik waar die woord gaan, maar die Gees van die Here sukkel om in volle werking te kom. In ons lewe. Want hierso dien ons die Here. Maar 2 minute later raak ons benoud. 2 minute later val ons. 'n dag later. Ek sien niks nie. Niks gebeur nie. Daar's 'n verandering nie. Hoekom nie? Jou antwoord is baie duidelik. Hoekom nie? Om 'n rede jy op 2 gedagtes wandel. Op hierdie een sê jy, Here, ek vertrou U, ek dien U. Here, U het hierdie lyfie gemaak, dit is lekker. Dit is my koppie. En dit is my lyfie. Maar die ore wil nie luister. Die hart van my maak dit soos hy wil. Maar op die einde van die dag suffer jou lyfie as gevolg van siektes. Omdat jy nie wil luister nie. Omdat jy op 2 gedagtes wandel. Wat sê die skrifte van 2 gedagtes? Kom ons kyk gou. Ja, okay. Kom ons gaan eers na die eerste boeke van James. Wie julle wat Engels is Jakobus. Nou staat doodse silte omdat julle nou Engels is. James is Engels. Okay. Jakobus 3 vers 11 sê dit so mooi. 'n fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. Jy kan nie sê jy dien die Here en die volgende oomblik kom daar bitter water uit nie. Daar's geen fontein wat vir jou soet water gaan gee en bitter water. Dit gaan of bitter wees of dit gaan soet wees. So, hoe's jou hart? Hoe's jou hart? Kom, ons kan almal plaus. Die Here praat vanoggend met ons. Hoe's jou hart? Waar's jou hart? Ons raak moedeloos, ons raak gedaan. Hier gaan ons nou in Desember. Of ons is al reeds daar. Ons gaan nou al na die einde van die maand. Baie van ons gaan begin val. Maar die kosse gaan opraak. Worries gaan nader kom. Volgende jaar kom nader, jy het die finansies, jy het die geld nie. Wat gaan uit jou hart uitkom? Bitter. Maar dan was jy nie opreg met God nie. Of gaan dit soet wees? Waar jy wel opreg is met God. Maar nou sê die mense vir my, maar ek sien niks verander nie. Die Bybel sê jy moet nie sien nie. Hy sê jy moet glo. Hy sê as jy wil sien, moet jy in die gees sien, dat dinge gaan verander. Maar ons wil dit nie sien nie. Wat doen ons? Ons trek die trailer dan nie. Wat 'n trailer? Die trailer waar mense jou sleg sê. Die trailer waar mense skinder. Die trailer wat almal jou so bad sê. Ons sleep hom, want ons hou aan daai woord vas. Ons hou nie aan God se woord vas. Ons sal eerder op 2 gedagtes wandel. Maak op ons die Here dien, maar ons harte is nie opreg met God nie. Want ons wil eerder vashou wat die mense sê. Hoeveel keer in die bediening sien ek dit nie? Dan bid ons vir iemand. Wat doen hy? Hy glo nie. Wat doen hy dan? Ek sien dit aanhoudend. Nou die dag het ek 2 gevalle gehad. 2 mense. Al 2 het dieselfde probleem. Hulle sit sonder werk.
Was eintlik amazing dat die Here dit nou vanoggend saambring. En ek bid vir al twee, en ek vertel vir al twee wat hulle moet doen. Die een draai om, en hy doen wat ek vol gesê het hy moet doen. En wat het gebeur? Dis Desember van 'n fabriek maak toe, en die man kry werk. Omdat hy na God luister. Nie op sy eie kragstaat maak. Wat het gebeur met die ander? Weet nou nog nie, maar ek kan garandeer, hy is te bang om vorentoe te kom. My toe kom sê, hy sukkel om werk te kry, want ek het kom gesê, binne 2 weke, as dinge nie vir jou gaan uitwerk, dan moet jy weet, daar is fout in jou lewe. Dan moet jy begin 'n ondersoek instel. Hoekom? Jy gee die Here die antwoord. Die antwoord kom weer keer. Ons staan op 2 gedagtes. As die Here praat, dan sê ons nee, ons wil Ons wil 'n plan maak. Ons wil nie by 'n gemeente wees waar dit klein is nie. Ons wil by 'n gemeente wees waar dit baie is. Kom ek sê vir julle. Die gemeente wat klein is, dis juist daar waar die Gees van God is. Dis juist daar waar die Here sy Gees beweeg. Want ons gee nie voor. Ons is almal opreg met die Here. Maar daar waar baie is waar Matteus 15 vers 8 sê. Met die harte loop en prys hulle die Here. Ag, by die mond, maar die hart is so ver. En dan hoor jy hoe vol hulle in die gemeente. Hoor jy, dinge kom nie deur nie, dinge gebeur nie. Hoekom? Want dit is 'n groot gemeente. Prys die Here. Halleluja. Kom ons gaan gou na Lukas toe. Lukas het die antwoord vir ons. Lukas 8. Wat? Okay, Lukas 8 het vir ons die antwoord. Wat sê Lukas 8 vir ons? Van vers 10 af tot 13. En dit is waar die antwoord is. Dit is waar die Christene vanoggend almal wat op 2 gedagtes wandel. Almal wat een oomblik sê ek dien die Here, maar hierdie kant, ek is so negatief, ek kan 'n tantrum gooi. Kan ek jou tantrum gaan op weghardloop vir jou man? Ek het laasweek vir julle gesê, dit maak 'n mens negatief en jou koffie word suur laat jou melk weggaan. Jou melk uit jou koffie uitspring. Want, wat sê die woord? Die woord sê vir ons in amper lees ek maar Markus. Ja, ek was amper op die top. Lukas 8 vers 10 sê vir ons, dit is dan die gelykenis. Die saad is die woord van God. Die saad wat jy hoor vanoggend, is die woord van God, die woord sê dit. Of jy dit wil hoor of nie wil hoor, nee, ek het 'n saad nie, jy moet dit hoor. Die langs die pad is die hoorders. Hulle hoor die woord van God. Daarna kom die duiwel en neem die woord uit hulle harte uit. So dit wat jy vanoggend hoor en laasweek gehoor het, haal die duiwel uit jou hart uit. Omdat jy voorgee. Sodat hulle nie sou glo en gered word nie. Sodat hulle nie sal glo dat God sal deurkom nie. Sodat hulle nie sal glo dat die Here wonderwerk kan doen. Dan staan ons in ons twyfel. En dan val ons sê, Here, gaan nie antwoord nie. Maar jy het vergeet, en daai mond van jou het soet water gekom en bitter water. 2 gedagtes oor die Here. Vers 13 is ons antwoord, en dit is, daar lê ons hoop. En die op die rots is wat die woord met blydskap aanneem. Dis hulle, dis ons neem dit aan met blydskap. Ons is bly om van die Here toe. Ons is bly om te weet God kan 'n wonderwerk maak. Ons is bly vanoggend.
maar dit is op 'n rots. En dan sê die woord van die Here vir ons, met blydskap ontvang wanneer hulle dit hoor, en hulle het geen wortel nie. So jy kan nie binne 'n rots wortel skiet. So wat gaan gebeur? Jy gaan val. Jy gaan val in jou geloof. Daar's geen wortel in jou. Daar's geen wortel wat jou vashou in die Here nie. Jy kan die Bybel lees, jy kan bid soveel keer soos jy wil. Daar's geen wortel in jou. Want jy glo nie. Want negativiteit kom in. Ek kan nie. Ons like maar sy woord. Ek kan nie. Kinders like dit op wat die ouers leer die kinders. As jy vir 'n kind sê, gaan doen iets, dan sê ek kan nie. Nee. Jy like om dit te sê. Ja, kyk beloon. Ja. Want ons leer ons kinders van kleins af. En wanneer ons in 'n probleem sit, dan sien ons hierdie groot rots, niks wil uitwerk nie. As dit nou tyd vir selfbejammering. Hoekom? Omdat ons nie geanker is in die Here. Ons het geen wortel in die Here nie. Ons is soos wat hierdie woord sê. Ons is op 'n rots, ons neem die woord aan met blydskap. Ons is opgewonde oor die woord van die Here. Maar wanneer die beproewings kom, is daar geen wortels nie. Geen wortels om op te staan. En dit is waar ons antwoord lê. Daar's geen wortel nie. Aangesien hulle net vir 'n tyd glo. Die woord sê dit. Hulle glo net vir 'n tyd. En in hierdie tyd van versoeking, val hulle. Val hulle rond en bom. Maar dis die einde van die jaar. So wat is dit die einde van die jaar is? Dis volgende jaar, nuwe jaar man. En die volgende jaar is 'n nuwe jaar, is dalk die einde van die jaar. So wat? Ek kan nie nou op 'n hoop gaan sit en myself jammer kry nie. Ek kan nie nou moedeloos raak nie. Ek moet nog steeds jubel en juig in die Here. Ek moet nog steeds my vreugde hê in die Here. Ek moet nog steeds weet wie ek in Christus is. Ek moet nog steeds weet, ek hoef nie te kyk al gebeur dinge nie. Ek hoef nie daaraan vas te kyk nie. Almal weet ek verkoop huis. As dit so reën, ek verkoop ek die huisie. So wat? So wat as dit reën? Lyk dit vir jou bekommerd is? Glad. Ons is lekker nog 'n pint op hier. Daar's evidence. Yes. Ek het nog steeds vreugde in die Here. Amen. Maar ek is ontstel om jou te leer om vreugde te hê in die Here. En ek preek vir julle daar by die huis op. Want hy pas dit toe. Ek kan nie op 'n hoop gaan sit en sê, Here, dit reën en jy kan nie. Die Here kan in hierdie reën nog deurkom vir my. Amen. Al wat ek moet doen is om te glo. Maar die skrif sê, hulle wat op die rots sit, het geen wortel nie. So dit is waar my hoop lê, dat ek gewortel is in die Here, in hierdie omstandighede. Dat ek nie op 'n rots sal wees nie, maar eerder op 'n vrugbare grond sal wees, waar ek sê, Here, ek vertrou. As dit reën het, so wat? Stuur die light reën, stuur vir ons die vroeë reën, die laat reën, laat dit reën, Here. Ons hoef nie bekommerd te wees nie. Het enigiets plat geval hierso? Nee. Ek kan nog steeds eet. Ek het kos in my huiskas. Die internet, ek kan nog steeds programme uitsaai. Dit is betaal.
Want God het deel. En dis wat ek vanoggend vir jou sê. Moenie kyk na jou omstandighede wat jou afdruk. Daar's hoop. Daar's hoop. Dit hang af van jou wortel. Waar is jy geskiet? Waar het jy wortel geskiet? Is dit op 'n rots? 'n wortel kan nie in 'n rots ingaan. Daar is boontjies wat so hier en daar uitkom. Maar dit is baie min. Die meeste bome kom in 'n oop stuk veld, is dit nie? Die Bybel sê ons moet wees soos 'n boom wat geplant is by waterstroom. Nie op rotsagtige plekke nie. Die Here het gesê, hy sal die kerk op die rots bou. Gaan lees die Bybel. Jy moet nie glo nie. Maar kom ons gaan nou verder. En dit is nou gaan ons aan die 3de boeke van Johannes toe. So het ek nou reg gepraat. Wie preek ek op jy? Nou dit is my 3de boeke. Ek het geweet dat jy julle uitdol. Ek het gewag vir daai. Voordat jy eintlik weet ek geweet wat jy gaan sê. Die 3de boeke van Johannes. En dit is heel voor in die Bybel. Okay, dan in die middel. Voor openbare se kant. Okay, net nadat die kerk toegemaak het. Dankie Jonathan. Dis reg. Die 3de boeke van Johannes sê vir ons ook iets. Okay. Hy het hier hoofstukke neer, dit is sommer die eerste een. Vers 4. Ek het geen groter blydskap as dit nie. Dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Amen. Daar's geen groter blydskap om te hoor van mense wat deur beproewings gaan, mense wat deur storms gaan, in die waarheid bly. En dit is om hulle hande op te hef en te sê, Here, ek sal rondloop met 'n smile. Het hierdie lyfie gemaak, Here. Dit is my koppie. Dit is my lyfie. Dit is my voete. En dit is my ander voet. En ek kan ook chika. Hoekom? Ek hoef nie op 'n stoel gaan sit en myself jammer kan nie. Ek hoef nie te gaan sit. Ek is benoud. Jy gaan almal bedruk maak, man. Niemand is lus vir jou nie. Raak opgewonde. Dit is my koppie. Dit is my lyfie net my sussie. Prys die Here. Ek het julle iets anders gesê. Die Here het my mooi gemaak. Amen. Mooi net, Jerry. Pastoor het vir my Eddie afgejoog. Pastoor het vir hom Eddie afgejoog. Hy was op en nou sy af. Here het my mooi gemaak. Wow, prys die Here dat ek iets wat ek kry. Ek het daarom iets wat ek kry. Mense, prys die Here. Maar kom ons gaan gou na die ander boeke toe. Die ander boeke leer vir ons, waar trek ons nou by Lukas? Okay, dit is aan jou agter. As mense my stry gaan ek kom net agter Psalm sit. Niemand stry. Okay. Ek het gewag. Lukas 1 sê vir ons, en dit is my verskriklik mooi, Lukas. Okay, daar sal sy ook. Ek het die Hebreëse Bybel op nader getrek. Lukas 1 sê vir ons so mooi, hier van vers 46 af tot 54. En dit was die tyd wat die Here met Maria gepraat het. Kyk gou vir my. Kyk vir Maria. Daar sit sy. Maar dit is nie dieselfde Maria.
Marlene, jy is mos Maria. Okay, maar Maria was in die Bybel gewees. Okay, en die engel het by Maria gekom. En dit is my verskriklik mooi hierdie. Haar attitude, sy kon nie in omstandighede vaskyk nie. Sy kon nie aan iets anders te vaskyk nie, maar kyk na haar hart se blydskap. Kyk na die blydskap uit 'n vrou se hart uit. Wil ek eintlik sê, en dan gaan toe ek dit laat sê. Maar jy moet mooi luister. En Maria het gesê, my siel maak groot die Here. Nadat die Here met haar gepraat het. Sy raak so opgewonde dat sy sê, my siel maak groot die Here. Dan is ek en jy so mislik. Dan sê ons, Here het my koppie gemaak. Die Here het my lyfie gemaak. En dan is ons so dikbek omdat omstandighede ons afdruk. Plaas dat ons sing, die Here het my mooi gemaak. Jane moet dit hoor. Ja, Tannie. My siel maak die Here groot. En my gees is verheug. My gees is bly in die Here. As dit moeilik gaan, as dit reën, so wat? Dit moet reën. Dit moet moeilik gaan. Hoekom? Sodat ek gesterk word in Jesus. Want dis waar ek wil geanker is. Dis waar ek wil wortels skiet. Die omstandighede gaan my nie knak nie. Ek knak omstandighede. Luister wat ek vir jou sê. Omstandighede gaan my nie knak nie. Ek kies om gelukkig te wees. So ek knak my omstandighede. Ek kies om vrolik te wees. Ek kies om die Here met opregte hart te dien. Want dit is my keuse. Omdat hy die nederige toestand van sy diensmaag aangesien het. Want kyk, van nou sal die geslagte my salig noem. Die Here het gesê sy gaan seën baar. God het met haar gepraat. Die omstandighede wys sy sit nog steeds by die huis. Omstandighede wys sy het nog nie getrou nie. Sy het nog nie getrou nie. Omstandighede wys sy gaan dan gaan dalk bietjie kos wees daai dag, weet nie. Dan kan nog bietjie meer wees. Dan kan bietjie by jou wees. Maar toe die Here praat oor, sê sy, my siel maak groot die Here. Toe raak sy opgewonde, sy worry nie oor die omstandighede, sy worry nie daaroor nie. Hoe sê ek altyd, dit is nie my probleem nie, is God se probleem. Dit is nie my probleem. Die Here wil net hê ek moet hom doen met vrolikheid, opregtheid. Ek wil nie 'n curse sê nie. Ek wil nie 'n vervloeking wees nie. Ek wil geseënd wees. Daarom is dit vir my belangrik waar my wortel is. As jy net vanoggend op jou rots bly staan, is jy nie geanker nie. Die Bybel sê jy hoor dit met blydskap. Jy hoor dit met blydskap. Net vir 'n kort rukkie. En daarna val jy. Die Bybel sê so, nie ek nie. Die woord van die Here sê dit. Kom ons gaan aan. Want hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen. En heilig is sy naam. Hoe maak sy die Here se naam groot? Hoe bly is sy? Opgewonde is sy. Kom ons kyk na ons omstandighede. Here, ek het nie geld nie, my skuld vat al die geld. Here, ek het kos, die Here, ek dit doen, ek moet dit doen. Sal wat jy doen is man. Sal wat jy doen van die oggend tot die aand, man. Ek sal nou nie sê, moet jy man aan nie, maar dit is baie naby. Nie al die manas is so nie. Maar jy wil net mou. En nogmals mou. Tantrums gooi. En as dit nie genoeg is, word jy nog siek op. Hoekom? Deur jou wortel wat jy geskiet het. Waar?
Die Bybel sê die woord van die Here hoor was jy bly vir 'n kort tyd. Daarna op die vallet word jy negatief. En mense, hier is 'n verskriklike mooi gedeelte. En dan sê die woord, sy barmhartigheid is van geslag tot geslag, vir die wat hom vrees. Ek is eerder bly in die Here, as om hier dik weg te sit en woord te gee. Hy het deur sy arm kragtige dade gedoen. Deur sy arm, sy beerd. Maar ek en jy sukkel om dit te doen. Ons lees dit. Ons weet daarvan. Maar ek kan nie, hulle sê ek is sleg. Hulle sê ek is useless. Dis wat God gesê het. Hulle gesê ek sal nooit 'n sukses hê nie. Dis wat God gesê het. Hulle gesê ek gaan bring mes hier is vir my lewe. Jy hou dit aan uitspreek. Die Bybel sê jy hoor dit krag, man. So waar skiet jy jou wortels nou? Waar skiet jy daai wortels? Nie in die Here nie. Jou blydskap is vir 'n oomblik. Die Bybel sê jy daar gaan 'n val kom. Jy is besig om te val. En jou mislukking is jy besig om te val. Om weg van God af te gaan. Want op hierdie stadium is dit Matteus 15 vers 8 wat in vervulling kom. Met die lippe en die mond eer hulle my, maar die harte is ver. Hy woord is besig om in vervulling te kom. Kom ons gaan aan. Dan sê die woord, maghebbers het hy van trone afgeruk en die nederiges verhoog. Hulle wat dink hulle is die baas. Al die Here af. Hulle wat dink hulle is mighty. Die Here, die Bybel sê hy ruk hulle daar af. Hulle wat vol hoogmoed is, hy haal hulle daar. Maar dan sê die Bybel, die nederiges verhoog hy. Die wat sê, ja, ek wil net die kind wees. Maar nou beperk ons die jare met ons eie woorde. Ja, ek wil nie ryk wees, ek wil net genoeg hê. Ek weet van soveel mense wat dit uitspreek. Dan gee die Here vir jou krummels, want hy het gesê, hy gee vir jou in oorvloed. Dan sê jy nee, ja, ek wil dit nie. Dan wonder jy, hoe kan jy so op jou rots moet bly, waar daar geen wortel is? Hoekom kom dinge nie deur nie? Hoekom raak jy mismoedig? Omdat jy daar bly. Want jy wil net genoeg hê elke dag. Die Here sal net vir jou krummels gee. Jy gaan net 'n brood kan hê. Maar die pastoor gaan die vleis op. Hy gaan nog lekker eet, saam met, hy gaan nog jou brood op eet. Gaan lees jou Bybel. Hulle moet deel met die priesters. Het jy nie by die vrou toe gekom en gesê, maak my brood nie? Maar ja, hulle moet deel met die priester. So jy moet ook jou brood deel met my. En, dan gaan nog mense my olie gaan opraak. Waar jou olie gaan opraak? Die Here kan dit vermenigvuldig, man. Julle, ons kyk te veel in probleme vas. Negativiteit roep ons aan. Hier is eintlik 'n mooi gedeelte. En dan sê die woord verder. Die hongeriges het hy met goeie dinge vervul. Maar luister nou hierna. En die rykes het hy met leë hande weggestuur. Het hy met leë hande weggestuur. So wat is dit? Beter om nederig te wees voor die Here en laat die Here jou verhoog. Die Hebreëse Bybel, kom ek lees hom net gou vir julle gou uit om maar hy vertel in Afrikaans. So ek moet nou nie weghardloop nie.
My verstand wil en emosie maak die naam van die Here groot. En my gees spring van vreugde oor God se verlossing. Halleluja. Omdat hy die nederige stand van sy slavin raak gesien het. Wat let wel, van nou af sal die geslagte my gelukkig noem. Dan sê die skrifte, hy wat magtig is, doen groot dinge aan my. Opgewondenheid is in haar hart. Gaan ek verder. Afgesonderd is sy naam, karakter en autoriteit. Dit is God. Afgesonderd is sy naam, karakter en autoriteit. Dit is ons God. Kom ons gaan verder. En sy liefdevolle omgee is vir altyd. Is vir altyd. Dit is mooi gestel, net. Is vir altyd. Maar dan raak ons benoud. Kom ons gaan verder. Van geslag tot geslag, vir die wat hom respekvol vrees. Amen. Hy die oorwinning gebring deur sy arm. Hy die oorwinning gebring deur sy dit het nog eers gebeur nie. En sy roep op, ek is 'n oorwinnaar. Ek is 'n oorwinnaar. Happy! Ek is 'n oorwinnaar. Amen. Yes. Die Here vir die oorwinning gegee deur sy arm. Dit is amazing hierdie stuk. Hy verstrooi die wat trots is in die opinies van hulle verstand. Dit beteken nie slim mense. Die Here verstrooi jou omdat jy slim is in jou verstand. Sodat jy nie die waarheid kan ken nie. Wil en emosie. Hy gooi magtiges in jou. Hy gooi magtiges in jou. Van trone af. En die nederiges opgelig. So wie wil opgelig wees? Wie wil opgelig wees? Jy word nederig vir die Here. En nie altyd probeer slim wees. Maar nie altyd probeer slim wees nie. Die Here hou nie daarvan. Hy die wat honger is, gevul met goeie dinge. Hy stuur die rykes. Stuur die rykes weg met leë hande. Dit is my God. Amen. Dit is my God. Amen. Dit is die God wat ek dien. En as ek hierdie God dien, kan ek weet, man, ek kan op hom vertrou. Kan ek weet, hy kan my oplig. Kan ek weet, hy kan deurkom. Kan ek weet, my omstandighede kan my knak, maar ek kan my omstandighede knak. Want ek kan glo in my God. Ek kan opstaan in hom. Ek kan jubel, ek kan juig. Ek kan nie voor die TV te sit en wag vir Benny om 'n storie te kom vertel nie. En vir Bytjie om te sing dat Benny kan uitkom. Okay, ek kan sien wie lag almal, want almal was in die area, almal daai stories om my gee. Gee pastorie. Ja, prys die Here. Mense, ons moet opgewonde wees. Amen. Die Bybel sê wanneer ons deur beproewings gaan, moet ons wees soos 'n soldaat van die Here. Ons moet opgewonde wees en sê, Here, dit gaan moeilik. Yes, dit gaan moeilik. Ons moet dit erken. Maar ons moet vreugdevol wees.
Ons moet bly wees. Ons moet opgewonde wees. Here, hierdeur gaan nie my optel. Here, ek anker my nog sterker. Ek sal nog meer en meer glo. Here, ek sal by die duiwel spyt en vir hom wys ek sal nie nog meer glo. Kom ons spyt die duiwel, man. Kom ons glo in die Here. Kom ons skiet nie op die rots, ons wortels, maar op die vaste grond. Kom laat ons wortels groei. Lees jou Bybel, bid elke dag. En jy gaan? Groei. Jy gaan? Groei. So doen dit. Dis nie net vir die kleintjies nie. Dit het ek juist ingebring vir die grootes op. Dat ons kan groei, man. Ja, maar ek is al 'n groot mens. My maat, moenie trots in jou eie oë wees nie. Die Here gaan weer jou verneder. Verneder jou. Die Bybel sê word soos 'n kind. Sê Here, die Here het nie gesê word 'n wurmpie nie. Hy het gesê word soos 'n kind. Glo soos 'n kind. Sê ek vir haar sê die Here is op pad gaan sy my glo. Sy gaan dit vat, sy gaan eers my streng. Word soos 'n kind. Aanvaar die woord soos wat dit kom uit die woord uit. Moenie probeer daar teen gaan nie. Moenie teen die prikkels van God staan. Paulus het hard gevolg. En al die manne gaan lees die Bybel. En niemand preek daaroor. En al sy manskappe het saam met hom gevolg. Daar is 'n bietjie Handelinge. Die Bybel sê, die manne wat saam met hom was, het net so hard gevolg. Omdat hy clever was met God. En toe die Here hom daarsoos laat val het, toe word hy blik. Moenie God taag nie. Dien die Here, man. Kom aan! Ek het nog nie geloof, man. Ek het nie verniet gepreek met jou nie. Ek het my hele hart hier gedruk. Die Here het my hart ook gemaak. My hartie gemaak. Kyk, my hartie gaan uit weer. Die Here het hierdie koppie gemaak. Hy het die lyfie gemaak. Hy het my hartie gemaak vir jou. My hart gaan uit vir jou. Wat die Here gemaak? Nie om tantrums te gooi nie. Amen, prys die Here. Mense, maar kom ons dien die Here. Kom, daar is hoop. Jesus gaan weer kom, hy gaan antwoord. Ons is nie hopeloos nie, ons is nie so gelos nie. Die vraag is, wat sê Jesus dien my? Voordat jy my antwoord. Baie mense sê vir my, maar Kersdag is van die hel af. Ja, Kersdag is van die hel af. Maar Jesus se geboorte is van die hemel af. Amen. Ek vier nie Kersfees nie. Ek vier Jesus se geboorte. Amen. So wat as die maand verkeerd is? Die dag verkeerd is? So wat? En ek sê dit met groot vreugde. Sê jy vir my, jy wat al lyk om my te stryk, my komments te los. Wat se dag sit jy uit? Wat se maand sit jy uit? Om die geboorte van Jesus te vier. Al hierdie pastore met hulle groot bekke, ek noem dit duidelik. Almal van hulle kan vir jou vertel dit is van heidens en hulle kan jou vertel dit is sonde, maar hulle kan jou nie vertel wat se dag nie. Maar hulle wil jou kom leer. Maar hy self het geen aandeel aan Jesus se geboorte. Amen. Ek weet van hulle wat gaan sê, ek het nie pyn daarmee. Maar agterna kan jy op sy blad gaan kyk. Nie een keer 'n jaar sit hy 'n dag uit, want hy sê, Here, ek vier u geboorte. Nee, my maat. Ek sê skaam om te sê ek dien Jesus nie. En die Jesus wat ek dien sê is die Jesus by wie ek kennis. Want dit is die lewendige Jesus. God het hom gestuur. Hy het al my sondes op hom geneem. Hy is gekruisig vir my sondes. Hy het opgestaan uit die dood uit. Hy het opgevaar.
En dis die Jesus wat ek dien. My Jesus is 'n King of Glory. Hy is die koning van konings. En in sy naam gaan almal nog hulle knie buig. En hy wil jy ook met jou demone. Wyk Satan. Prys die Here my Here. Ek sien tyd al my. Ek preek nou so lekker, julle lekker. Maar julle moet bly sit man. Die Here het my koppie gemaak. Ek lekker om op oggend te preek, die Here het my koppie gemaak, my lyfie gemaak. Dis 'n mooi song daai. Ek probeer nie met die lied spot. Ek kan nie te maak. Maar as God ons so gemaak het en ons is vreugdevol, kom ons bly vreugdevol. Dis wat ek vir jou sê. Moet nou nie hier uitloop en begin worry môre. Tantrums gooi môre. Moenie dinge as dinge wild gaan sê die Here maar nou. Daar's Jonathan. Was dit die eerste tromverf? Hoeveel rand ek betaal? Baie R1000. OK. Tot betaal. Die Here het die reën gestuur. Dat ek volgende kan preek. Ja, ek het gesê Here, maar hoe nou? Gee die geld ons ver. Dan. Sê die Here vir my gekoop nog op die kop. En hy het oorsien. Sy het dit nog 'n drom gekoop. En toe kon ek my fout regmaak, want my eerste keer, weet jy hoekom? Want die eerste keer het ek nie geluister toe die Here gesê daar moet iets hier onder die verf kom. Die tweede maal was daar iets hier onder my verf, waar hy verf uitgehou het. So ek moes 2 keer, tweede maal moes die Here met my praat. Ja, dit kos my. Ja, dit kos my. Maar as ek die eerste maal geluister het, die Here nie die reën gesien. Maar ek kan nie dikbek wees nie. As hy iemand is vir wie ek moet dikbek wees, hey, dan sit met daai man in Nightspeed. Kyk vir daai. Die staan hier voor julle man, kyk net na my. Nou moet ek vir hom wees, want hy was die ou gewees wat gedink het. Hy is die ou wat die wallet gehad het, ek net saamgeloop. Nee, John. Pastor wil nie luister nie. Pastor wil nie luister nie. Ja, wel also. Jou keer het ek ook vir pastor gesê. Ja, kyk maar. Prys die Here. Mense, maar die Here is goed. Kom ons raak nie mismoedig. Kom ons beklei nie met die Here. Kom ons raak beskuldig die Here. Kom ons aan die Here. Ek hou van vrolikheid. Want die Here het hier die koppie gemaak. Prys die Here. Amen. Artie. So gaan jy ons daar net bietjie afsluit. Asseblief. Halleluja. Dankie Here Jesus vir hierdie woord in hierdie oggend. En as ons so moet staan en kyk net op ons daaglikse lewe, Here, moet ons sê, ekskuus. Ek is so skuldig. En ons almal kan maar buig as ons opreg is. Kan ons maar almal sê, hier lê my fout, hier lê my fout, hier lê my probleem. Here, baie keer dan bid ek, dan sê ek, sien tog net my grys hare raak, en antwoord net my gebede vinniger. Want in jare, ek is onder die kerkbanke groot geword. Ek leer nog steeds, elke dag uit God se woord. Nog nooit kon ek slim wees en sê, ek weet dit werk so, ek weet dit is so, ek weet dit is so. Ek het my geleer deur my foute. Soos wat jy al gesê het, ek wil nie hoor nie, soos pastoor gesê het, ek wil nie hoor nie. My geleer. En ek doen nog steeds foute. Ek moet nog steeds buig. Ek moet nog steeds sê, ek is jammer. Ek moet nog steeds sê, Here, begin by my. As ons te groot word in onsself, so het gehoor van Paulus, hy het 7 keer skipbreek gelei. Dit beteken, hy het 7 keer in sy lewe bankrot verklaar gewees, dat hy niks gehad het nie. 7 keer, 8,
laaste keer het die Here hom elke keer opgehelp, dat hy meer gehad het, as wat hy vorige keer verloor het. As jy God dien in gees en waarheid, sal jy opstaan. Jy sal voortgaan. Jy kan nie verloor nie. Here, ons wil almal vanmôre sê, begin by my. Amen. Maak my nederig, maak my opreg. Maak my ore oop, dat ek die woord van God sal in my hart bewaar. En daarna luister. Wat keer op keer met ons almal deel. Here, ek spreek die goedheid en guns oor hulle almal uit. Ek spreek die liefde, die vrede, die kalmte oor hulle almal uit. Maar dis U wat die verhooging doen. Dis geen baas nie. Die baas se geld behoort aan my God. Vyand, en ek wil vir jou sê vandag, jy mag dink, jy het die reg op die kind van God se lewe. Jy mag dink, jy mag hom aanval. Jy weet nie eers hoe lyk die hel nie. Jy het die hel net aanskou uit die hemel uit, voordat God jou uitgewerp het op hierdie aarde. Jy was nog nooit eers in die hel nie. Ek wil vir jou vanmôre sê, jy maak die lewe vir Christene moeilik, maar ek wil jou herinner in jou toekoms. Jy gaan in die hel brand, vir ewig en vir altyd, vir elke kind van God wat jy verneder het, wat jy aangeval het. En ek sal jou herinner elke dag in jou toekoms, want God gee my die reg om jou te herinner. En jy sal jou hande afhaal van hulle wat God opreg soek en wat God opreg wil dien. Vrede, kalmte, God se grootheid en goedheid in elkeen se lewe. Amen en amen. En prys die Here. Hy sê dan nog iets wag. Almal hier daar op Facebook, maar is nog ware, ja. Julle almal ken vir pastoor Teewald Allers. Hy het ook familie verder, wat verder buite kan die kerk is, soos Dion Allers, wat blijkbaar in die hospitaal of siek was of so iets. Hulle familie sit daar, so Teewald se hele familie, wat hier so sit, om my familie, almal, kan ek net 'n gebed doen vir elke ene van ons in die kerk, ons familie, ons werkskollegas, ons baase waarvan almal praat. Laat ons net 'n gebed doen vir almal en net sê, Here, wees saam met hulle op hierdie pad. Maak toe julle roe asseblief. Vir die pastoor se familie, my ding, waar al ons familielede wel in die hospitale is met siektes, die mense wat op die paaie is, ons baase, ons werkskollegas, ons familielede, die mense daar buite. U weet hoe's die paaie daar buite, veral oor die Kersseisoen. Laat hy asseblief die engele van beskerming oor al die mense wat ons ken, wat ons nog gaan ontmoet en gaan ken en gaan kan kom, kerk toe kan kom. Die engele van beskerming op hulle huise se mure sit waar hulle wel op die paaie gaan wees. Saam die engele van beskerming, saam met hulle in hulle karre sal wees, met die reën, met die nat paaie, die groot swaar voertuie op die paaie, die drywers van die swaar voertuie. Laat u net u hande op hulle sal hê en hulle beskerm oor die Kerstyd, dat hulle wel met hulle gesinne sal voortduur in Januarie, wil ek net vra in Jesus naam. Amen. Amen. Trots op jou. Dankie. Waardeer. Ja. Ek het verhooging gekry. My adres in Panne.